lees dan vir hulle sê. Dit is die studie van 'n chemiese verandering gedurende 'n chemiese reaksie help ons om die verskillende stappe te verstaan. Nou, hoekom dit belangrik is, as jy volgende jaar en ook dalk eendag as jy chemiese ingenieur word of wat ook al, dan wil jy nou eintlik reaksies intercept. As jy besig is met dan wil jy hier so gou vinnig iets indruk wat jy wil hê die reaksie moet anders verloop of jy wil hom hier manipuleer want jy wil 'n ander uitkom sê of. So dis hoekom jy hierdie stappe wil verstaan. Okay? Die eerste twee tipe energie wat ons het is dissosiasie energie en bindingsenergie. Jy het al van hulle gehoor, die woord dissosiasie beteken breek op en bindingsenergie is voorhandig en dit bind. Okay? Die definisie daarvoor dissosiasie energie is die energie benodig om bindings in molekules te breek. Okay, so die energie benodig. So jy moet dit plus by jou stelsel. Hy gaan dit vat plus. Okay? En om bindings te breek, daai bindings spesifiek is kovalente bindings of ioniese bindings of metaalbindings. Okay, so daai klein bindings, nie intermolekulêre kragte nie, bindings te breek. Wat is bindingsenergie? Dis dan die energie wat afgegee word. Okay, so jy gee dit weg, dis nie iemand andersin, so jy minus dit. Dissosiasie energie is wat jy plus, bindingsenergie is wat jy minus. Die bindingsenergie, die energie afgegee, wanneer bindings in 'n molekuule vorm, en daai bindings is weer kovalent, ionies, bla 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 bla. So, daar gee ek vir jou 'n tabel wat jy al gesien het. Jy hoef hom nie uit jou kop te gaan ken nie, jy moet hom net kan gebruik. Dis dieselfde 3 kolomme wat oor en oor herhaal word. Hierso gee ek vir jou die vorm van die binding, hierso is die binding se lengte in pikometer en hierso is die bindingsenergie in kilojoules per mol. Nou daai bindingsenergie is dieselfde as die dissosiasie energie. Okay? So die energie wat dit nodig is om bindings te breek en die energie wat afgegee word wanneer bindings vorm is presies dieselfde hoeveelheid. Okay. Goed, nou hierdie wat ek hierso vir jou gee, met daai streepietjies so, is die Cooper-notasie. Okay, maar met 'n U. Soos Coop. So. Okay. Die Cooper-notasie, so by hierdie een sou byvoorbeeld die Lewis-struktuur sal wees H sterretjie kolletjie, so, en in plaas van die 2 elektrode wys dit vir jou die binding. Alright, so kom ons kyk hoe lyk dit. Ek vra vir jou bereken die netto energie afgegee of benodig in daai binding. Heel eerste wat jy gaan doen, is jy gaan daai binding se Cooper-notasie gaan teken. Okay, so daar het ons metaangas, hy reageer met chloorgas, en dit gee vir jou chlorometaan of chloroform. En soutsuur, gas. Reaksie. Louis, watter vorm, molekulêre vorm het metaan? Baie dankie, ek het ook so gedink. Jou opsies is trigonaal, planair, piramidaal of tetrahedries. Sê weer? Wat? Ek het 'n ander vraag vir jou, Kruiten, jy blaai. Kruiten, watter tipe energie gaan ons aan hierdie kant benodig? Hoekom? Jy gee op plus te veel informasie. Jy vra want ons breek bindings hierdie kant. There we go. Okay. Goed. Louis. Ek het letterlik vir jou 3 opsies gegee. Trigonaal. Sê vir jou hoeveel goed? 3. Daar's nie 3 nie, daar's 4. Nou het ek vir jou piramidaal, piramide,
of tetra. Wat beteken die woord tetra? Tetrahedrus. Of 'n tetraedra op moet gesê. Okay, so aan die linkerkant het ons een van hierdie bindings. So ek gaan sê 1 maal CH en 1 maal kloor. Nou, juffrou is dit regtig nodig om te skryf 1 maal. Dit is nie, ek wil net vir jou wys dat metaan het 4 van hierdie bindings. So, sê nou maar het al 4 gebreek, dan sou ek gesê het 4 maal met daai. Okay, of as hy net 2 gebreek het, sou ek gesê 2 maal met daai. So die een is daar vir julle vir 'n spesifieke rede en ons het gesê hulle nodig die energie om bindings te breek, so dit is 'n plus en 'n plus. Waar sien ek die hoeveelheid energie? Hier is koolstof, waterstof. Waar is dit? Hier is dit. Koolstof, waterstof. Daar is sy energie. Daar eerste een is sy bindingslengte en die tweede een is die bindingsenergie. So 414. Dan het ons hierso kloor, daar sy binding wat gebreek het. Daar is die bindingslengte, hierso is die bindingsenergie. 2, 4, 3. So die totale energie daarso is 657. Okay, so dis die energie wat nodig is om daai, dis op jou bladsy ook kry om daai bindings te breek. Okay. Dan die bindingsenergie is die energie wat vrygestel word, afgegee word wanneer daar bindings vorm. Wat se bindings gaan vorm? Daar gaan 1 koolstofkloor vorm en daar gaan 1 waterstofkloor vorm. Okay, koolstofkloor, waar is hy? Daar is hy. En die energie is 339, maar dis 'n minus 339. Hoekom is dit 'n minus? Want die energie word afgegee. Dis hoekom dit 'n minus is. Okay, en die waterstofkloor, daar is hy. Hy is 431. Minus 431 en dis altesaam minus 770. So sommer net so kan ons sien, daar word meer energie vrygestel as wat dit opneem. So dit beteken dis 'n eksotermiese reaksie, hy gee energie vry. Maar ons moet dit nou mooi vir hulle stel. So as ons net dit wil sê, die netto energie is die dissosiasie energie plus die bindingsenergie. Dit is 657 plus minus 770 en dit gee vir jou, ek dink 130. Ja. Minus 113. Ons mag nie 'n antwoord in 'n minus los nie. So dit wil sê 130 kilojoule per mol energie afgegee. Juffrou, ware ding is, kom 113 kilojoule per mol. Hier kom dit vandaan. Dit is die eenheid vir die energie. Ons sê per mol, want sê nou maar ons begin hierdie ding te balanseer. Dan gaan daar 2 mol daarvan breek, so dan gaan dit wees maal met 2. Ja. Hy moet die minus wees, want jy wil wys dat hy energie afgee. Okay, ja. Ek is so tabel. Alright. Volgende bladsy is 'n paar nuwe definisies wat jy gaan moet leer ken voordat ons die werk kan doen. Ja, Bernard, ek voel dieselfde. Die eerste definisie daar is 'n reaksie hitte of hitte van 'n reaksie of entalpie. Okay, so as jy ou handboek of toets of iets kyk wat ek al praat hulle nogals van entalpie, maar reaksie hitte is wat ons steeds 'n bietjie meer gebruik. En sy simbool is 'n delta H. Wat beteken delta? Dit beteken die verandering in wat? Die verandering in die energie van die produkte en die energie van die reagense. Daai formule is nie op jou datavel nie. Kyk, wat is die definisie daar? Dit is die, nou ek wil hier sê, jy moet vir my skryf, dit is die netto energie afgegee, of opgeneem
in 'n chemiese reaksie. Netto beteken nou weer plus en minus, alles bymekaar wat jy moet. Okay. So dit is, jy kan dit of hierdie formule gebruik van energie van produkte minus reagense, of jy kan sê die enthalpie is die binding, dissosiasie energie plus die bindingsenergie. Bindingsenergie gaan jy basically minus. Okay. Partykeer gaan vir jou een, partykeer gaan vir jou ander. Goed, dan die volgende konsep is die aktiveringsenergie. E met 'n voetnota A, dit kan of 'n hoofletter of 'n kleinletter A wees. Ek sien hulle gebruik deesdae meer 'n kleinletter A. Anyway, wat is daardie definisie? Dis die minimum energie benodig vir 'n reaksie om plaas te vind. Okay. So, en dit gaan verskil van 'n reaksie tot 'n reaksie. So, ek het bietjie opgegaan in my kafeïne gebruik. Tans is ek op 3 double shot espresso's voordat ek julle kan face. En ek het volgens net 2 gehad, so dit is dalk hoekom ek bietjie edgy is. Nie goed nie, ek weet. Anyway, dit is my aktiveringsenergie. Anderste is ek nie 'n lekker mens nie. Okay? Dis meer, wat is jou aktiveringsenergie in jou hand? Die! Okay, sien, lekker mens. Wat is dit? Gewoon of rooibos? Gewone tee. Okay, so elke reaksie se aktiveringsenergie, die minimum energie benodig vir hulle om te kan funksioneer is verskillend. Dan het ons daar die geaktiveerde kompleks. Die definisie daar is die onstabiele oorgangsfase van die reagense na die produkte. Okay, soos byvoorbeeld, sê nou maar ek het nou waterstof wat ek wil hê moet reageer met suurstof. Wat gaan vorm? Lenay? Wat gaan vorm as ek waterstof en suurstof met mekaar laat reageer? Wat sy naam? Wat sy naam? Water. Sy naam is water, gaan reageer. Okay, maar om water te maak, kan ek nie net 'n suurstof daarby gaan plomp nie, want hierdie 2 waterstowwe is nie gebind aan mekaar in water nie. So ek moet daar 'n kovalente binding breek en ek moet hier 'n kovalente binding breek. So ek breek dan al die molekules en dan sit ek daar met 2 waterstof-ione en 2 suurstof-ione. Ek sit hulle almal gebreek. En dan sit ek hulle weer bymekaar en dan kry ek 'n vir water. Nou om dit te balanseer, kort ek eintlik 2 daarvan, so ek het sit eintlik met 4 van hom. Dis net om te balanseer. Okay? So hierdie ding hier. Oepsie. Daai word genoem die geaktiveerde kompleks. Daar waar al die molekules nou uitmekaar uitgehaal is, maar nou is hulle super onstabiel want elektrone is nie gepaard nie, orbitale is nie gevul nie. Hulle potensiële energie is super hoog. En dan rearrange, bindingsvorm, gee dit energie af. Wat wil jy vra? Mevrou, soos dit as my nou soos die bomme maak van die nuclearbomme, is dit waar dit uitkom? Nee. Ja. Juffrou, hoekom er daar 2 voor suurstof wees, wanneer so valensie klaar minus 2 is? Daar sê vir ons 2 suurstof. Met 'n valensie van 2 minus. Elk het 2 minus. En jy kan net die waterstof alle gebalanseer met. Okay, goed, so hierdie is wat ek nou vir jou hierso wys vir die hipotetiese reaksie. Het jy A, gaan jy nou by B, C sit. Om daai binding te breek tussen hulle kort jy dissosiasie energie. So om hulle te breek is dissosiasie energie. Wat is dit? Dis energie benodig om die bindings te breek, maar dit is ook die aktiveringsenergie. So dissosiasie energie en aktiveringsenergie is eintlik dieselfde ding. Okay? Dan het ons hierso die geaktiveerde kompleks. Daar is die geaktiveerde kompleks. Dan rearrange dit en dan gee dit energie af in die vorm van bindingsenergie. Okay.
Dan die laaste ding wat ons daarso het is 'n katalisator. Kom ons lees die definisie daar, dit sê. Nee. Dit is die stof wat die tempo, wat is tempo nou weer, waaraan moet jy dink? Gedeel deur tyd. Tempo is gedeel deur tyd. Het julle geweet daar was 'n tempo chocolate back in the day? Oef, was my favourite. Tempo is weg, chocolate log is weg. Wat gaan hulle nog weg? Okay. Die stof wat die tempo van 'n chemiese reaksie versnel, vinniger maak, sonder om self enige permanente verandering te ondergaan, of jy kan sê sonder om self aan die reaksie deel te neem. Nou, hoe doen 'n katalisator dit? Hy verlaag die aktiveringsenergie benodig. Okay, so, dit is 'n bietjie van 'n probleem, my koffiegoeders, want ek het altyd gevat 'n flat white. So, wat is 'n flat white? Dit is 'n double shot espresso met bietjie melk. En so gee dit my nie meer my kick nie. Toe gaan ek sonder die melk. Toe kry ek my kick. En nou word ek dubbel van hulle. Ek sal 'n plan maak wanneer ek ophou skool gee. Sal ek 'n plan maak aan dit. Sê jy? Einde volgende week. Einde volgende week gaan ek op 'n koffie detox. En dan sal ek weer nice wees. Okay. Goed. Alright, so, dit is, 'n katalisator is soos byvoorbeeld. Sê nou maar, jy glo in 'n soulmate. Nee, maar sê nou maar, jy glo daarin. Jy glo jou soulmate, daar is een persoon vir jou in die hele wêreld wat perfek soos 'n handskoen by jou pas, en jy dink hulle sit 10-1 in Kaapstad. Okay, so jou plan van aksie is, nadat jy skool gegaan het, gaan jy gaan studeer by UCT, want dan is die kans groter dat jy daai persoon gaan ontmoet, en dan moet jy nou 'n bietjie soek, en dan daai een dag gaan dit wees, en julle gaan mekaar ontmoet. Okay, baie tyd, baie moeite, baie energie. Wat is 'n maklike manier? Is om op Tinder te gaan. Weet jy wat is Tinder? Okay, jy sit jou vereistes in, daai persoon sit hulle vereistes in, match Tinder julle swipe, en daar is julle by mekaar. So wat het Tinder gedoen? Wat is Tinder? Tinder is die katalisator. Wat het hy gedoen? Hy het die insette baie minder gemaak vir jou om jou partner te vind. So hy verlaag die aktiveringsenergie. Nou is julle in 'n verhouding. Is julle nog steeds op Tinder? Chat julle nog steeds oor Tinder? Jy weet jy kan op Tinder chat. Tinder is ook soos 'n chatroom die bring. Nee. Hoopelik as jy jou soulmate nou gevind het, nou delete jy Tinder, want dit sal nie meer eties reg wees vir jou om daarop te wees nie. Yes? Selfs met 'n katalisator. Hy sê jy en jy draai die molekules, laat hulle perfek na mekaar toe pas, en dan tree hy uit. So die katalisator neem nie deel aan die reaksie nie. Hy reageer nie met die goeters nie. Hy maak net die aktiveringsenergie minder, die moeite vir die molekules om na mekaar toe te kom minder. Is julle met my? Okay, nou kry ons twee soorte katalisators. Ons kry 'n homogene katalisator en 'n heterogene katalisator. Okay, waar trek ek met my vrae? Wat beteken die voorvoegsel homo? Nee. Amper. Mono beteken een, homo beteken iets anders. Okay, ons gaan 'n bietjie dink aan homoseksueel. Seksueel verwys na seks, homo verwys na nee, wel. En hetero verwys nie na mense nie. Coliframe? Kry dit? Homo beteken dieselfde. Homoseksueel beteken dieselfde seks. Hetero beteken die verskillende of die opposite seks. So homo beteken dieselfde. En die voorvoegsel hetero beteken verskillend of teenoorgestelde. Sê jy? Jy kan nie teen die woord homo wees nie, dit is net 'n woord. Okay, goed. Dit is om te sê ek is teen
Lekker. Okay, maar dit beteken niks nie. Okay, goed. Homo-katalysator. Wat beteken dit? Dis wanneer die katalysator in dieselfde fase. So geen beteken fase en fase is so solid, liquid, gas, aqueous. In dieselfde fase is as die reagense. Gas, gas, solid, solid, liquid, liquid. So alles meng met mekaar. Okay? Dan het ons iets soos 'n heterogene katalysator. Dis natuurlik wanneer sê net maar die katalysator is in 'n vaste fase en die reagens is in vloeistof of gasfase. Dis verskillende fases. Okay, goed, so. Kom ons gaan eers met heterogene katalysator. Hierdie prentjie wat ek nou teken is 'n exhaust. Okay, goed. Exhaust is dit kan van verskillende stowwe gemaak word, maar ek wil nou spesifiek kyk na platinum. En een van die gasse wat uit jou kar vrygestel word, is koolstofmonoksied. Stikstofmonoksied ook. Koolstofmonoksied is 'n giftige gas. Okay, as jy dit inasem, dan raak jy al slaperig want jy kry nie genoeg suurstof nie of hy bind met al die suurstof in jou liggaam. Hoe kan asem nie, raak aan die slaap, pas uit, dood is jy. Okay? Koolstofmonoksied. Beter gas is koolstofdioksied. So wat 'n exhaust doen, 'n uitlaatpyp doen, is 'n mooi woord. Wat 'n uitlaatpyp doen, is hy laat, want om te gaan van koolstofmonoksied na koolstofdioksied, moet hy met suurstof reageer, maar jy nodig ook baie energie en hoë hitte. So wat hierdie exhaust doen, is hy verlaag die hitte wat nodig is om hom om te skakel. Okay? So in hierdie exhaust, wat van platinum gemaak is, platinum is die connection point, waar die koolstofmonoksied gaan reageer met suurstof, en dan word uitgegee koolstofdioksied. So die platinum exhaust is dus dan nou jou heterogene katalysator. Die connection point waar jy minder energie nodig het. Nou is daar party mense wat motorfietsse en karre het wat hulle exhaust afhaal en dan gaan die kar so het jy al dit gehoor? Hulle haal dit baie keer af of hulle verander die exhaust na iets anders so wat of hulle maak dit korter of langer wat ek al. Maar in Europa, eintlik in Suid-Afrika ook, maar dit word nie toegepas nie. In Europa is dit illegal om jou exhaust af te haal, jy word beboet, want jy poison die omgewing, as jy dit doen. Okay, goed, dan 'n voorbeeld van 'n homogene katalysator is hierdie ene. Dit is kaliumkloraat, daai ding. Hy's 'n wit poeiertjie, nou wanneer jy hom verhit, dan breek hy op in kaliumkloried en suurstofgas. Maar jy moet hom verhit tot soos 500 °C om dit eers te doen. Dit is baie energie, baie hitte moeite wat jy moet insit. So wat jy kan doen, is jy sit mangaandioksied, 'n swart poeiertjie by. So enige fisiese ding wat jy bysit, sit jy onder die pyltjie en enige chemiese ding wat jy bysit, sit jy bo die pyltjie. So jy sit hierdie swart poeier by hierdie wit poeier. Dan verlaag hy, so jy hoef hom net warm te maak tot soos 100°C. En dan gee dit kaliumkloraat en suurstofgasse af. So hierdie sal 'n voorbeeld wees van 'n homogene katalysator, want hy is ook 'n swart poeier. Sien jy iets kom, Cameron? Wat sien jy kom? 'n Eksperiment. Maar om dit te doen, kort ek eers koffie. Ja. Wat hier is nou die vaste stof? Die platinum.